So in hierdie tyd wat ons nou is baie mense gestres, dis hustle, dis dis einde van die jaar, almal is opgewonde, party is opgewonde om vakansie te gaan, ander wil net hulle werk klaar kry en is 'n besige seisoen. Maar dit is 'n druk tyd. En dan ervaar ons stres en ons ervaar overwhelmness en ons ervaar gejaag en angs en wat is dan die rede? Wat is dan die key? What is the key to the presence of God, to 'n vrede, rus in hierdie seisoen, dat ek nie hoef nou vandag op vakansie te gaan om sy vrede te ervaar nie. En dit is wat aansluit by laasweek, wat ons aansluit by laasweek, wat as ons Jesus eers stel, sy manier van dinge doen, sy perspektief, soos Judas sy eie perspektief gehad het, het ons baie keer ons eie perspektief en ons eie manier van dinge doen. Maar wanneer ons vir Jesus begin eers stel in ons lewens, dan begin ons ook 'n groter prentjie na dinge kyk en dan soos, okay Here, ek kan rus want ek vertrou in U. Ek kan rus in hierdie omstandighede en nie oorweldig voel nie, want ek weet wie voor my uitgaan. Ek weet wie agter my staan. Ek weet wie my omring. Ek weet wat my kinders omring. Ek weet who's got my back. I have an army with me. En so die key to faith. Nee, the key to peace, the key to experience God's peace is faith in God. So in Filippense 4 vers 6 tot 7 lees ons, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And peace of God, which transgress all understanding, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. So, deur faith, deur geloof bid ons. Ons kan nie net bid nie, ons moet bid met geloof. So wanneer ons in geloof bid, dan gee die Here vir ons 'n vrede wat jou verstand te bode gaan. Ons ontvang die vrede in ons hart en in ons verstand deur geloof. En dit is wat ons lees ook in Hebreërs 3 vers 19, weer van die Israeliete. Ons sien dus, as gevolg van hulle ongeloof, het hulle nie in God se rus ingegaan nie. So wat gebeur hier? Die Israeliete het gewandel in die woestyn vir 40 jaar en hulle het nie in die rus ingegaan nie. Oor hulle gemoun, hulle ongeloof, hulle ongehoorsaamheid, hulle gekla. So wat is dan die probleem? Wanneer ons angstig voel en overwhelmed voel, dan het ons in daai situasie 'n lack of faith. Hoe kry ons meer geloof? By hearing the word of God. Romans 10 vers 17 sê, faith comes by hearing the word of God. So, wat moet ons doen? Ons spandeer tyd in die woord van God. Ons spandeer tyd en ons praat hardop, ons bid hardop, ons hoor die woord van God. En so word ons geloof increase. We have an increase of faith. Ons geloof groei en raak sterk en standvastig. Dit is nie wankelrig nie. Dit is nie een oomblik glo ek en een oomblik glo ek nie. So hoe meer ek die woord van die Here hoor, hoe sterker raak my geloof. Wat is my geloof? My geloof is a key to unlocking the peace of God, the presence of God. So in Filippense 4 vers 6 tot 7, luister ons, do not be anxious about anything, but in prayer met geloof, nie net bid omdat jy moet bid nie, maar in geloof, dan gee die Here vir ons 'n vrede in ons hart en in ons verstand. Hoe ongelooflik is dit nie? Hoe groot geskenk is dit nie? Om nie op vakansie te gaan, om vrede te ontvang nie, maar om elke dag vrede te hê. In omstandighede wat jou overwhelm, kan jy sê, Here, ek vertrou U. Ek kies om 'n groter perspektief te hê. Ek gaan nie angstig raak oor mense wat rondom my is. Ek gaan nie angstig raak oor tyd, oor finansies, oor moegheid, oor wat ek alles moet doen nie. Maar ek kies om in U rus in te tree, want ek weet wie saam met my gaan. Ek weet wie voor my uitgaan. Ek weet wie agter my is, om my is, in my gesin is. En dit is ongelooflike voorreg om die Heilige Gees, die Here sê hy lewe in ons en ons in hom. So wanneer jy gaan in die teenwoordigheid van die Here, gaan jy with the backing of the Lord. Jy tree op en jy praat in die naam van Jesus. Okay, so my gebed vir jou is,
dat jy bo die lange lysie wat jy het om te doen, dat jy vir die Here 'n prioriteit sal maak, sy wil, sy nommer 1, hy is nommer 1 in jou lewe. En deur dit, deur vir hom tyd met hom te spandeer, deur dit kry ons meer geloof. En geloof in Jesus jaag die fear weg. In him there is no fear. In hom is daar geen angs nie, is daar geen siekte nie. In Jesus is daar vrede. En daai vrede kan ons nou ervaar, nie net wanneer ons op vakansie is nie, nie net aan die einde van die jaar nie, maar elke dag kan ons 'n vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Okay. Ek het so gelag, nie gelag nie, maar dit was my baie interessant geweest. Die een kliënt sê vir my, maar hulle het al alle sondanse gedoen net vir die weer om beter te wees. En toe laat dink dit my aan Psalm wat die Here sê, some trust in chariots and some trust in horses, but we trust in the Lord our God. Want maak nie saak wat jy doen nie en waarin jy jou geloof sit nie. Ons vertroue is in ons God almagtig, because he's the only one who can get you through it. He's the only one who can give you peace in a storm. Hy is die enigste een wat vir ons kan vrede gee waar daar nie vrede is nie. Okay. Jy moet 'n vredevolle dag hê. Okay, bye.